Hallo, ek is Kitty Lamprecht en ek is jou fisioterapeut en ek wil jou net 'n bietjie inligting gee oor wat jy kan verwag net na jou operasie. En ook waaroor wat die doelwit van ons program is. Die ander voordeel is dan kan jy sommer sien hoe lyk ek. So van as jy my weer sien dan dra ons almal mos maskers en dan weet ons nie hoe lyk mekaar nie. So jy kry môre 'n laminektomie en 'n diskektomie. Reg. En soos wat dokter Lamprecht vir jou verduidelik het, die kussinkie tussen die wervels lyk soos 'n ballonnetjie met jelly in. So sy randjie is ligament en dan het hy sagte binnekant. Omdat hy sagte binnekant het hy druk. En wat ons doen oor tyd is ons stoot die druk te hoog en dan skeer die randjie, dan loop die jelly uit. So dit is belangrik om te verstaan dat dokter Lamprecht gaan nie die kussinkie uithaal nie. En dan is jou werveltjies been op been en dan is die kanaal in elk geval te nou vir die senuwee. So hy gaan net 'n venstertjie maak in die been en dan maak ons die kanaal skoon. So waar die ligament geskeur het, daar gaan die liggaam litteken maak en sodat ons die res van daai jelly kan binnehou. Nou, is nie belangrik dat jy dit nou regtig so in detail onthou nie. Ek gaan dit weer vir jou kom verduidelik. Wat wel belangrik is dat jy sal verstaan dat in die volgende 3 tot 6 weke probeer ons die druk in die kussinkie so laag as moontlik hou, sodat herstel kan plaasvind. En een van die groot goed wat jy nie mag doen nie is sit. Want maak nie saak hoe netjies ons sit nie, die druk is altyd hoog. Reg, so wanneer jy wakker word, dan gaan jy op jou rug lê en jy gaan 'n kateter in, jy het 'n druppietjie aan en dan is daar 'n dreineringsbuisie wat uit jou rug uitkom. Jy gaan ook voel dat rondom jou kuite is daar iets wat pomp en ontspan. Dit help met jou sirkulasie. Ons wil hê jy moet vir 4 ure op jou rug lê, want dit gee kompressie op die wond. En dit help dan dat daar nie soveel kneusing is nie en dit moedig herstel aan. Goed, maar in die tyd, baie pasiënte sê dat hulle boude raak redelik lam en moeg van so lê. So jy sal hierna sien, is hier 'n video met 'n demonstrasie oor hoe jy jou heupe bietjie kan oplig om te skuif, maar jy moet ook onthou dat jy kan jou bene beweeg. Die goed wat pomp om jou kuite het 'n toutjie so jy kan hulle trek. Dan na 4 ure, en dit is belangrik, dat jy die suster sal vra om jou te draai. Die draai help dat 'n mens nie so styf is nie, en dit is ook belangrik vir as jy wil eet, want 'n mens kan nie die bed regop maak dat jy regop sit nie. So die beste manier om te eet is of op die sy te lê, of dat hulle die hele bed vir jou so tilt. Reg, so die bed kan getilt word, dit beteken jy lê nog steeds reguit, maar hulle bring jou bietjie hoër. So dit is jou 2 maniere wat jy kan eet. Jy hoef nie die hele aand op jou sy te lê nie, so elke keer wat jy wil draai, en hoe meer mense bietjie draai in die bed, hoe minder styf is ons in die oggend. Dan kom ek die volgende oggend, en dan sal ons begin opstaan. Dan sal ek jou ook verduidelik dag vir dag, jy weet, wat ons volgende moet doen. Maar dit is die belangrikste. Is om te hou om beweeg jou bene, en dan kan jy bietjie draai. En dan net hierna, dan sal ek ook dit vir jou demonstreer. Onthou asseblief om te was met die pinkgoed wat jy gegee is, en ook dat jy so teen 10 uur vanaand ietsiekie sal eet. Dit help net om die bloedsuiker, dat dit nie so laag val met die vas wat ons moet deurgaan nie. En dan wil ek net sê baie sterkte, jy is in goeie hande, en ons sien jou baie graag net na jou operasie.